Dit is hy, ek het my pakkie gekry. Hy is darm swaar genoeg. Lyk my branchworks het deurgekom vir ons. Kom nou maak en oopmaak en kyk wat's daar binne. Soos ek sê, Facebook is altyd maar sketchy, scams, Suid-Afrika. Weet nie hoe maak hulle met hierdie tafeltjies nie. Want hulle vat min plek. Klaar maak dit op. En package time. Ek sê, branches het uitgehelp met die ouetjie. Ons doen lekker relatief mooi branches tot in die klas. Ja, hierdie is wat ek noem 100 ton in Suid-Afrika. Soos julle weet, ek rol het obviously 'n barra in. Sorry, dit is seker maar op ons rekord. Anyway, ek rol dit 'n barra in. So, jy weet, voor territorie, by ons locally, oorsee die turbo XR6 en dat goed. Hier en daar kry ST territorie by ons met die turbo op factory. So ja, die tegniese terme. So veel jare later is hierdie 100 ton. 'n factory Ford BA turbo manifold. Ek het 'n feeling die original wil hierdie barra manifold ek nog gekry het. Hy is 'n bottom mount manifold, weet stock factory. So die turbo hang onder die manifold. So ek het 'n feeling hy gaan nie net pas nie, want daar's engine mountings en steering op die patroniepad. Ons gaan nou kyk. Oeh, die kar toe. Alright, dis waar hy standaard op gaan. Dit is nou 'n klaar probleem. Probleem is flange engine mount. Engine mount flange. Nee. So ja. Ik ga niet pas. Alright. Dat is een probleem. Ik heb gedink dit gaan nie probleem wees. Maar die cool ding van die barra, net soos die small block in die LA's is, jy kan dit doen. Oera cha cha. Hier, gas manifold is zo. No. Aha. Oké, dat is het probleempje. Maar nu... Oeh, moet al op beleid. So daar is 'n potentiale oplossing. Dat is die basic idea of it, as ek beide in die gate kan kry. Obviously die manifold die stats op nie. Ek verseker 'n goeie upgrade sal wees. As waar die drop down sit, obviously as 'n bietjie hoër gewees. Daar is dit aansienlik hoër. Maar daar is nog baie clearance. Die shield sal nodig wees. En dan ja, potentially baie plek vir ons. Kijk, ek het heeltemal vergeet van die wastegate, obviously. Is non-gated turbo, hou van. En obviously was my oorspronklike idee dat ek die manifold gekry het, obviously om nie te laat gaan nie, maar om at least om onder te mount met 'n J-pipe boontoe die turbo bo sit en dan external daarvan af te trek, so. En hierdie konfigurasie dink julle, externals allemaal op die housing, boontoe, dalk af, curve, saam in die housing, jy weet so. Want ons baie real estate daaronder. So as ek skiet die angles. Maar ja, as ons gas. Maar ja, as daar kom kan infuse daar, flow-wise.
en dan curve dat hy so sit. Maar obviously gaan jy downpipe van daar afloop onder toe. Opsie is dalk daar jy ook in te weld in die housing en so iets. En nog een, hè. Dan eindig jy basies weer op met 'n flow wat obviously split turbine toe en dan afhardloop so uit wastegate toe en dan weer return in die downpipe. Nah. Scrap workshopie van my. Anyway. Soos julle gesien daar op die patrol, of op die manifold, en dan nie die manifold van die barra, is ons plan, hy gaan so lê, as julle van agteraf kyk. Dan het ons flow so infused, dat ons 'n mooi 50-50 divide het. So is oor agter, ek het hier al 10 jaar, give or take. Nie te kak vir 'n Sam Special. So ja, kom ons strip en kyk wat kan ons doen. So ons plan basis hier is om waarmee kan ek skryf? So. Ons plan maar basis is om op die housing kyk so 'n tipe van 'n teardrop in te masjien of te grind. So. Kom jy wil sien op die video. Maar ja, so, die idee is om daarin te sit en dan hierdie ouetjie rolweg keyboard op so 'n angle af te sny. En dan al vas te wel, ons het 312 rots gekry. Beste odds vir dit en dan sal ons hom mooi prep skoonmaak en tik weld. Dis even van 'n mission om deurtjie af te kry. Dis 'n bietjie olie gebrand. Dan maak vas seize dit. So, ons housing. So tebbegie. En nog chaparrag. Considering all things. So is nou die housing. En nou moet ons begin kyk. Weet jy of julle gaan sien nie? Ek kan nie te bad nie. So. Een mooi skoonmaak en whatever. Ek het groter gesoek, maar daar is nie beskikbaar op oomblik nie en ons is op time crunch vir die river trip. Maar ja, essentially, die inside diameter is about dieselfde as jou AR scroll so halfpad deur. So hy behoort decent flow hier deur te gooi, om 'n extra bietjie uit te waste, soos ek sê, ons boost nie te veel nie. Ons behoort nie creep te hê nie. Die stok, Paraturbo het internal gate, dink iets soos 25 of 20 mm gaatjie. En dan loop hy obviously 90 uit soos 'n normale Garrett. So, hier is al klaar baie beter. Kinders, weet nie wat is my eie brille nie. Iets beter as niks nie. So ja, span ons so af te sny. En dan sal ons daai helfte vat, die housing neersit, uittrek. Ek het nie pencil grinder hier nie, so klim gaatjies boor. Slaan met die hamer, dalk breek hy dalk nie, sal sien. En dan sal ons die kar by vat en van daar af groter maak. Dit is nogal sexy. Ja, ek sal ook myself doen. Kom van kakpraat. Anyway.
Kom nou lekker naby. Ek kan ons 'n bietjie. En sy pensie het al gehoor. En ek is 'n bietjie meer rondgaan hier onder op die twee hoeke. Alright, los hom vir nou vir daar, hy shop. Dan vang ons hierdie hoekie. Hoor, kakkies vol gaatjies. Dat is die. Hier is nie, sien nie. En dan, slaan ons my hamer uit en ons maak hom skoon met die carbide bit, totdat hy mooi internally match met hierdie. Dan sal ons hom finaal mooi polish en maak pas. En dan kan ons kyk, bietjie heat treat. Om warm maak en met daai 3112 stamp. Alright, daar is ons rowwe gegaan. Obviously is daai buite gemerk. So ons gaan hom so 3 tot 4 maal kleiner boor. Hierdie ouetjie is taai. Hy breek nie, hy buig. Goeie nuus is vir die welding, slegte nuus is vir my. Vinnige idee. So ja, ek gaan 'n bietjie die ouetjie gesels en aggressief raak. Dan sien ek julle sodra daar 'n gat is. Alright, nou baie gesukkel. Nee, regtig. Ek het net groter boorpunte gesit. En meer gate geboor. Die ouetjie groot hamer gevang. Net geslaan. Goeie nuus is hy het begin buig, hy het nie net gebreek soos hy moes nie. So dit beteken daar's hoë nikkel in die housing. So hopelik maak dit die welding bietjie makliker. Ek het hom sommer met die carbide geoperate. Ekskuus. Het gewerk. So ja, hom nou preheat. Ek wou hom TIG weld, ek het kon nie 3112 filler rod kry nie, toe ek het sticks gekry. Ag, ek wou hom TIG, ja. Ek het stick rods gekry, so ek gaan hom preheat en hom toets, tag met die stick. As dit nie te kak is nie, dan gaan ek sommer met die stick weld. As dit nie te great is nie, dan sal ek daai stick rods vat, die flaks afhaal, alles skoon maak en dan sal ek met die TIG dit gebruik vir filler. So ja, hom warm maak, als mekaar kry en weld. Kyk hoe draai dit uit. Flammables, wegvat. Dan het ons 'n groot. Nie groot nie. Kop is plat, kan die ding vandag hê. Anders, as daai goed aan die brand steek, gaan ons viral, as die woord. Viral vir die verkeerde redes. Julle sal dit like, obviously. Ek persoonlik verkies nie om te brand nie. Daarop, ons maak hom toe. Daar is hy. Daar wat hy ook kan uitvang. Ja, hy gaan rukkie vat so. Sien julle as hy reg is? Alrighty, op die barras, baie soek ontwerp, maar al jou manifold boude kom met 'n buit uit. Hy het glad nie 'n stud soos daai nie. So hier het ek vandag gaan koop. Faservloos, hy's bietjie lank daai kant, soos ons hom korter sny. So 12 vir daar en dan ons baie mooi manifold wat branchwoord van supply het. Ook 'n match. Soos ek sê, hulle is net bietjie lank, so net bietjie korter term almal. So ons sal dit gaan doen terwyl daai manifold of daai housing
daar agter lê en homself 'n bietjie warm bak aan die gas. Okay, housing behoort warm genoeg te wees vir nou. Nie die beste gloves nie, maar kom ons kyk wat ons kan doen. Okay, housing. Even klem daarop. Skryf. Okay. Die alignment mooi reg kry hierso. Hallo. Weet net daai lyk alright. Ek dink ek gaan sommer die stiek stamp. Dan sê. Let's call that a day. Met te veel bewys. Baie help die fiberglas. En dan kan ek hom vashou. En dan, as jy op die koek, en ek gou my perlite kry. Kykie, in hierdie pak. Dit perlite in. En dan. Soos julle idee is, laat die turbo so stadig as moontlik afkoel. En dan alle ekstra hitte wat ons in die welding gedruk het, laat dit als mooi weer versprei daai kaas deur daai kaasnikkelstaal, sodat hy nie kraak as hy eventually afgekoel het nie, en ook langer hou later aan met al die thermal cycles wat jy gaan deurgaan. So daar is dit, julle. 4 warme housing, geïnstalleer daar binne. En dan, ja, sodra hy reg is, sal so 2 ure, dalk 3 ure kom uithaal. Of voel of hy al koeler is. En dan hot fiberglas. En ja, dan kan ons kyk. Hopelijk het hy nie gekraak en dan nie. So ek sê, anders wil ek alles oor doen. You sure about that? You sure about that?